Right, dis is vandag hier so in die Hopetown area. Nou ek staan hier so saam met Hannes Brewer. Nou as jy nou wil weet hoe om koring te doen, om jy hom nou vra, nê. Hy het daai weeg en wen besigheid gewen met Agricol se Don Mario Istordo. Dis hierdie besigheid hier agter ons. Kom ons vind 'n bietjie uit wat sit in hierdie cultivar, hoe lank hardloop hy al met die ding en waar lê die waarde. Kom ons luister. Hannes, hoe lyk dit? Ja, Choppy, goed man, goed. Welkom hierso. Nee, dankie baie. Dis is so half stilte voor die storm hier by julle, nê. Ja, ons het al so 'n bietjie ertjies en so geoes en die koring sal ons seker môre by uitkom, so ons is op tyd. Ons is eintlik 'n bietjie vroeg en ons is baie opgewonde. Ek is bly ek is vandag hier, so want môre sê vir my gesê hoor, sorry, as die tyd nie. Ja, ek sou jou nie kon help nie, jammer. Sê gou vir my, julle boerdery opset hier, ek wil net gou so vinnig uitvind voordat ons by die koring spesifiek uitkom. Wat se verskillende gewasse doen julle en hoe lyk dit wanneer julle die koring komponent inbring? Ja, goed Choppy, in die winter plant ons dan nou huidiglik erte, koring, gars en eie. En dan lucering is ons maar heel jaar, maar ja, hierdie tyd van die jaar oes ons dan nou die ertjies, die koring en die gars en ons sit weer mielies en witbone in en aardappels. So in kort is dit nou wat van môre af op die plaas gaan aangaan. En sê vir my hierdie wat kom na hierdie koringland nou spesifiek? Op hierdie spesifieke land gaan ons popcorn plant en op van die ander lande gaan ons nou mielies en witbone plant op hierdie spesifieke plaas. Right. Sê vir my Istordo, né? Dit is ons nou 'n volksvreemde cultivar. Ek meen ons ken glad nie die storie dat Don Mario actually koring cultivars doen nie. Ek dink ek het 'n jaar terug vir die eerste keer van die besigheid gehoor. Hoe het jy op die cultivar afgekom? Man, Gerard Klok, die ou in ons omgewing het 'n paar proewe gedoen op van ons medeboere se plase en ons het gehoor hy presteer baie goed en Choppy, deesdae is dit 'n uitdaging met koring met die veranderende en klimaatpatrone. Ons het 'n ding nodig wat bietjie meer weerstandbiedend is teen byvoorbeeld vrotpotjie en fusarium. Ja. En hierdie cultivar veral as jy in 'n double cropping stelsel is. Veral in 'n double cropping stelsel. So hierdie cultivar bied vir ons 'n baie mooi oplossing daar. Hy is nie 'n lang groeier nie, so jy sukkel nie met omval nie. En soos ek sê, hy het nie 'n groot vlagblaar nie, so hy's nie so weerstandbiedend, hy's nie so vatbaar vir siektes nie. So is 'n lekker cultivar en ons plant direk na die koring ons noutel plant in hom. Hy het nie onnodige lang stamme en te veel kaffie. So vir dit laat hy hom ook wonderlik toe. Okay, so wat ek nou by jou wil hoor is om mee te begin. Jy sê nie 'n te lang groeier nie, want ek weet ek meen sodra ons gaan vir opbrengs en jy gooi nou maar die stikstowwe, dan kry jy daai wat hy hom kwaai verleng en op die einde van die dag sit jy met soos jy presies wat jy sê 'n baie groot plant. Nou moet jy goed soos ek dink is wat mode is en daai goeders begin spuit net om groeireguleerders om hom bietjie terug te bring. Het jy nie nodig gehad om dit hierso te doen nie. Ek spuit nog steeds 'n bietjie groeireguleerders voorkomend, maar dit is nie 'n lang groeier nie. Hy val in die medium groeiklas. So Choppy, hy werk regtig wonderlik vir dit. Ek plant meestal van hom, die bietjie ander cultivars wat ek plant, moet ek modus plant. Hulle is tot 'n voet langer as wat my Istordo is. So wat? Hulle werk regtig baie lekker en hy laat hom regtig, veral omdat ons in die kaf plant, hy het nie onnodig baie kaffie want ek stroop die kaffie, ek met die graan oes. Jy's nou nie daai ou wat te veel ge-worry is oor hoeveel Big Pack barley jy na die tyd kry nie, nê. Ons moet primêr eers survive met die graan wat ons stroop. En hoe werk julle plantpraktyke na die tyd? Sit jy dan nou kom jy met 'n striptiller tipe planter in of brand jy of hoe werk dit? Choppy, as jy kan nou so 'n bietjie in die rye afneem, ons maak by die koringplanter maak ons elke 4de rytjie toe. Met ander woorde, elke 76 cm is daar dan nou omtrent 30 cm waar daar nie iets geplant is nie. So ons plant noutel binne in daai skoon stukkie grond en dit werk baie lekker. Ek het 'n Ortman waarmee ek gestriptel het. Hy werk nog steeds baie goed, maar dis 'n dierbewerking. So indien ons dit so plant, kry ons dit wel reg dat ons kan net direk agter die stroper kan ons plant in daai oop rytjie. En ja, so dis jy doen nou regtig beplanning voor die tyd al, nê? Ja, jy moet met die RTK plant ons huidiglik van John Deere en jy moet akkuraat probeer wees want as jy dan nou iewers skeef plant of skeef ry, dan plant jy nou permanent nie waar jy wil plant nie. Okay, en in terme van plantdigthede, as jy hom moet vergelyk met van die ander cultivars, want ek weet spesifiek in julle area
is daar 'n neiging om bietjie laer te gaan op die populasies en daai tipe van goeders. Perform hy nog steeds? Ja, Choopie, dit is een van die cultivars, soos jy daar sê, die tradisionele cultivar wat ons in die area geplant het, kan ons teen lekker laastande plant. Hierdie een is definitief ook een van die wat ons kan teen die laastande plant en hy presteer fantasties. Die lekkerte van die laerstande, omdat hierdie nie so groot vlagblare is, jy kry nog steeds lekker lig, jy het goeie ligpenetrasie. En ja, hy presteer met die laerstande ook. So vir die boere wat tans laerstande plant of laastande cultivars, hierdie een kan jy baie doen proewe, jou eie proewe, maar hierdie een kan jy baie na in dieselfde plant. Ek het al by plekke gehoor dat ouens sê ja, dis 'n nice cultivar en dit lyk of hy goeie opbrengs gee, maar die ding wil nie afdroog nie. Nee. Nou ek meen as jy in 'n double cropping stelsel is daai 'n totale no-go. Ek wil nie Kersfees nog sit en met koring op die land en daai tipe van goeders nie. Wat was jou ervaring gewees? Choopie, die laaste 2 seisoene wat ons kommersieel op redelike groot areas geplant het, was al 2 seisoene wat relatief vroeg was. Ek meen ons staan vandag, dis laat November, hierdie goed gaan ek môre begin stroop. Ek meen dit is eintlik abnormaal vroeg, so ek is positief. Ek het nog nie ervaring met hom gehad dat ek vir hom gewag het om af te droogie. So ek dink ons kan hom, ek meen hy is in die middelgroeiklas, so ek wil my verstout om te sê, is gaan voor Kersfees klaar gestroop en geplant wees. Want ek neem aan, as jy daarmee gesukkel het hy nie vandag hier gestaan nie, nee. Ja, ek sou my kommersieel kon plant indien ons te lank wag, want dan gaan ek nie deur my werk siklus kom nie. Hoe lyk sy kwaliteit? Want ek meen, dit is nou alles handy dandy en fine. Ek kan gaan vir opbrengs en nou kan ek 'n 10 ton stroop, maar gewoonlik duikie proteïene mos nou in die hek en al daai goeters. Hoe lyk sy kwaliteit? Choopie, ons het so 'n bietjie op sy bemestingsprogram aangepas, omdat hy sulke hoë opbrengste gee. Natuurlik is daar 'n korrelasie tussen hoër opbrengs en dan nou laer gradering. Ons het hom 'n bietjie later ook nog kos gegee. Ons sal nou sien hierdie seisoen of dit werk. Laas jaar het die lande wat ons 'n bietjie later van ons bemesting nog gegee het nie 'n probleem gehad nie, maar as jy te vroeg met jou program ophou en jy het 'n baie hoë opbrengs, dan is dit iets wat jy gaan moet Maar ek meen, dit is mos maar koring se ding daai, nê. Ja, as jy die een wil hê, moet jy bereid wees om van die ander een so 'n bietjie in te boet so. Maar ek is seker met die programme wat ons bietjie aanpas deur laat nog 'n bietjie kos te gee, gaan ons dit hierdie seisoen gaan dit uitgesort wees. Sê vir my, want kyk, ek dink hierdie is een van daai tipe van goeders wat die hele saadheffing wat hulle op die saad gesit het gemaak dat Don Mario bereid was om hierdie tipe cultivars in die weer terug te sit in die bedryf. Net so sommer net terloops op dit, wat dink jy van die saadheffing as sulks? Ek weet baie boere moan oor dit en sê luister hierso, maar nee, dit whatever ook al maak nie in terme van genetika wat die land inkom as gevolg van dit, wat dink jy daarvan? Choopie, ek is baie dankbaar. Ek weet Graan SA het agter die skerms kwaai geroei met die onderhandelinge daarmee. As dit nie daarvoor was nie, het ons nie toegang gehad tot hierdie topkultivars nie. En die genetika met hierdie weerstandbiedendheid, die meer verdraagsaamheid teenoor die siektes, ons sou nie toegang tot dit gehad het nie. Koring in Suid-Afrika is op 'n moeilike plek tans. So indien hierdie nuwe genetika nie daar was nie, dan die bedryf tentatief doodgeloop in die paar seisoene wat kom. So ek is baie dankbaar dat ons wel toegang daaroor het en ek ondersteun daai heffings, ek betaal dit ook. En ja, ek is ten gunste van dit dat ons die beste genetika in die wêreld kry en dis hoekom ons kan top opbrengs te stroop. Nou as jy die ding so kyk jy sal nou seker al weet of daar nog ander goed uit Agricol / Don Mario se stal is wat nog op pad is. Ek weet nie, hoe dink jy lyk die toekoms? Jy weet hoe dit werk, Choopie, die saadwiel is altyd 'n wiel wat draai en ons het lank vir hierdie kultivar gewag, maar die oppositie werk tans hard agter die skerms want ek dink hulle het baie markandeel verloor in sentraal Suid-Afrika, 'n groot koringproduserende area. So ek is seker agter die skerms woel almal weer vir 'n slag om te sê hier's nou hulle moet markandeel terugwen. So ek dink die boer gaan op die ou end wen. So ek dink dis ook 'n positief vir die boere. Right, dit is Hannes Brewer hierso van Hopetown se area af. Right, as jy belangstel, jy wil met Agricol in kontak kom, jy 'n bietjie Stordo daar by jou insit, linkie bo of hier onder en dan kom kuier hulle vir jou op die plaas. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.